vanaand in die woorde van Psalm 97, vers 11 en 12, wat sê, vir die regverdiges het daar lig gekom, blydskap vir die opregtes. Wees bly in die Here, regverdiges, prys sy heilige naam. Mag julle vanaand hier met daai woorde welkom wees. Mag ons in 'n vreemde Kersfeesviering, eintlik, omdat dit bietjie vroeg is, mag ons tog die geskenk wat die Here vir ons gegee het en aanhou gee, herdenk, ook op hierdie spesiale dag, wat nou eintlik ons weer Vrydag sou wees. Maar mag ons tog hier vanaand iets van die Here beleef, iets van ons Vader beleef, wanneer ons hier by mekaar is van ons. Baie welkom, ook in die hart en meer van julle, mag julle kalmte en julle vrede, julle vreugde in hierdie Kersdag ook vind aan die voete van die Here se troon. Amen. Ons gaan lekker opgewekte lied saam sing om ons aand mee af te skop. So kom ons staan en dan sing ons lekker hard saam. Ek het nou gekyk, dit is dalk 'n bietjie moeilik om die woorde te sien van daar waar julle sit, as julle nou so vorentoe kyk, dan sal julle redelik duidelik kon sien. So as jy dalk sukkel, voel welkom om vorentoe te skuif, maar lyk my daai pilaar as die afsnypunt. Maar kom ons staan en dan sing ons maar lekker saam. Die heiland is gebore in stille Bethlehem. Hy blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enige gegee het, as middelaar en steun. Na die krib so nederig, daar lê die kindjie teer. Hy is die spruit van Dawid, hy is ons liewe Heer. O hoor ons sing Heer Jesus, en neem ons loflied aan. Is nergens vir ons beter, as aan U sy te staan. Liefde, 'n kindjie swak en klein. O Jesus, maak ons almal getrou aan U en rein. Wou U uit gunste hemel op aard by ons kom woon, dan bied ons nou ons harte, U liewe hier tot troon. Hart op die open veld.
Soos ek sê, ons vier vandag Kersfees, al is dit nou nog nie datum gewys Kersfees nie. Maar ons vier die fees van Christus se geboorte. En Vrydag, wanneer ons almal by ons families, by ons geliefdes is, dan vier ons weer hierdie wonderlike ding wat die Here vir ons gedoen het. Die geboorte van God, toe sy seun mens geword het, en onder ons kom woon het, vir ons kom lewe het. Nou gaan ons 'n paar kersse aansteek, en terwyl ons hierdie kersse aansteek, sê ons vir God dankie vir die hoop wat hy vir ons gegee het. Ons sê vir God dankie vir die vrede wat hy vir ons gee. Ons sê vir God dankie vir die vreugde. En ons sê vir hom dankie vir die liefde. En boop dit alles, sê ons vir die Here, U is ons lig. By U sal ons pad helder gemaak word. Deur U sal ons pad helder gemaak word. Ons dank die Here wanneer ons hierdie kersse sien, dat hy sy seun vir ons gegee het, en dat sy lig vir ons in hierdie wêreld skyn, en dit vir ons ook moontlik maak om daardeur die lig in die wêreld verder te gaan wees. Kom ons bid net so. Liefdevolle Here, God, Hemelvader, Here, ons dank U, en ons loof en ons prys U, dat U Immanuel is, dat U God met ons is. Here, dank U, dat U seun gestuur het, om onder ons te kom woon, so lank gelede, en nog steeds vir ons hier is, by ons is, saam met ons is, met ons is, om ons te help op ons lewenspaai, Here. Geef ons, Here, ook in hierdie tyd, die hoop, die vrede, die vreugde en die liefde, wat U vir ons beloof het. Help ons, Here, om daai hoop, vrede, vreugde en liefde saam met ons bevat. En saam met ons die uit te dra en in die wêreld te gaan uitleef. Help ons, Here, dat daai werklikheid in ons lewens word. Dat ons dit so deel van ons sal maak. En ons sal skyn soos die helder ligte in hierdie wêreld. Mag ons Here nooit vergeet dat U ons eerste lief gehad het. En dat U vir ons die grootste geskenk gegee het. In U heilige en almagtige naam. Amen. Ons gaan vandag so 'n bietjie meer sing as in 'n normale erediens. Ons gaan nou 2 liedere na mekaar sing, 2 baie bekende liedere. Lied 355, al was dit nie daar nie, en ook lied 356, Herders op die oop velde. So kom ons staan en ons sing ook hierdie 2 liedjies lekker saam voordat ons gaan aangaan met die res van die diens. Ons het so ruk gelede die geloofsbelijdenis van Messia tydens die erediens gebruik, en dit is die ongelooflikste geloofsbelijdenis hierin. Ek wil dit graag vir ons weer lees, vanaand voordat ons na die preekgedeelte van die erediens toe gaan beweeg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader,
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een hoop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslaapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Voor ons gaan die Bybel oopmaak en saam gaan lees, om ons bid saam. Ons vra ook hierdie oomblik op in die Here. Almagtige Here, Liewe Vader, gaan met ons Here waar ons nou ook die woord gaan oopslaan, die Heilige Skrif gaan oopmaak. Here, en gaan hoor wat U vir ons wil sê vandag. Mag die Here saam met ons in die res van hierdie diens ook wees, mag ons net sê wat U wil. Mag ons net doen wat U wil. Here, dankie weer eens dat ons vanaand so as 'n familie by mekaar kan wees. En ook die geleentheid het om vrylik die woord oop te maak en te kan lees en te kan gesels daaroor. Ons prys U, Here. Amen. Nou, ons kers boodskap, ons kersteks is Johannes 1, vers 1 tot 18, en ons gaan 'n bietjie gesels rondom die tema is Suid-Afrikaanse Kersfees. Nou, die evangelie van Johannes is 'n wonderlike een, so ek lees graag vir ons hier van vers 1 tot vers 18. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens, of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek wat na my kom is my voor, want hy was reeds voor my daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, selfs God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot so. Nou ons, as jy dit nou nie geweet het nie, ons bly in die suidpunt van Afrika, in die suidelike halfrond. En elke jaar vier ons Kersfees, maar ons vier 'n vreemde Kersfees. Want ons vier Kersfees asof ons in die noordelike halfrond bly. Ons vier Kersfees asof ons ergens in die Noordpool bly, waar dit winter is en waar dit koud is, terwyl ons almal verlede week hier was en besef het dit is glad nie koud. Dink maar net aan hoe die kerstaartjies lyk wat ons in die winkels koop. Dis met Kersvader op, of met sneeu en bakbokke en dennebome, rooi koeverte, rooi en groen orals. Ons Kersversierings lyk op maar so. Dit is nie eie aan waar ons is, waar ons bly en aan wie ons is.
Dis rooi en wit sneeu, of rooi bessies en wit sneeu en Kersvader en allerlei goed wat nie hier eintlik bestaan. Ons mees geliefde Kersliedere, kom ook nie van hier af nie, baie van hulle. Stille Nag, Heilige Nag kom nie van hier af nie. Alles in die noordelike halfrond. Dit alles, hierdie so 'n manier van Kersfees vier in Suid-Afrika het gemaak dat ons Kersfees as iets vreemds of dalk as iets romanties begin ervaar het, as ek dit so kan sê. Dis iets wat so vol misterie bly. Dis 'n sprokie wat uit 'n sprokieswêreld uitkom. Iets waarvan ons eintlik maar net so kan droom. Iets wat ons nooit regtig gaan beleef. En hier aan die suidpunt van Afrika vier ons jaar na jaar hierdie soort Kersfees, hierdie vreemde Kersfees. En dis as gevolg daarvan dat hierdie sprokie of hierdie feesverhaal wat Kersfees vir ons geword het, nie regtig grondvat nie regtig vas bly staan nie. En so baie vinnig na Kersfees weer in die boks ingedruk word saam met al die ander sprokiesverhale. Nou ons onbewuste behoefte om iets eie aan Kersfees te kan hê, kom in ons liedere en ons poësie nogals baie mooi uit. Koos Du Plessis se lied Somer Kersfees is een van daai en ek wil graag ons het hierdie wonderlike weergawe daarvan gekry. Dis 'n langerige video, maar dit is ongelooflik mooi. Kom ons luister net weer. Ons ken hom eintlik maar as Welkom op Stille Nag van Vrede wat hy opgeneem is in die liedboek. Maar kom ons vat 'n oomblik en ons kyk en ons luister na die ongelooflike weergawe van hierdie lied.
Die tweede voorbeeld wat ons het van hierdie onbewuste, onbewuste behoefte om ietsie eie aan Kersfees te hê in Suid-Afrika, word baie maal opgevang in die gedig van die Opperman Kersliedjie, wat die geboorte van Jesus binne 'n Suid-Afrikaanse konteks vertel. Ek wil dit graag vir ons voorlees. Ek was nooit goed met poesie op skool nie. Ek gaan my beste probeer. Die gedig gaan so: 3 outas het in die Vaalkaroo die ster gesien en die hemel geglo. Hul kieries en 3 bondels gevat en aangestryk met 'n jakkalspad. Al agter die ding wat skuif skyn op 'n plakkie 'n klip, 'n syferfontein. Hulle loop toe nog 'n bietjie wes tot waar 'n kersie brand in 'n stikkende vlees. En daar tussen die esels en makreel die krib gesien en neergeknie. Die skaapvet, eiers en biltong nederig gelê voor God se klomp. En die Here gedank en gesang en gebed vir die kindjie wat ook die volk sou red. En oor die hele affære het uit 'n hoek 'n broeisbantal agterdogtig gekloek. Dis 2 voorbeelde wat Kersfees wil huis toe bring. Wat Kersfees na ons toe wil bring. Wat Kersfees inheems wil maak. En volgens my reken ek, dit is nogal belangrik. Want solank as wat Jesus vir ons net die Jesus van Bethlehem en Nazareth bly, solank as wat Kersfees hierdie sprokiesagtige geboorte van 'n kindjie in 'n romantiese stal daarbo is, verstaan ons nie die kern van die evangelie van Kersfees. Solank as wat ons dit so aanhou beskou, sal ons nooit Kersfees in ons land, in ons gemeenskappe, in ons eie lewens, sal dit nooit behoorlik tuiskom. Nou hoe kan ons verslag 'n Suid-Afrikaanse Kersfees vier? Dis die vraag wat ek weer mee worstel. Hoe kan ons vir 'n slag wegkom van hierdie noordelike Kersfees met sy rooi bessies en sy sneeu en sy Kersvader en die slee en die takbokke? Of in die woorde van daai lied, waarvoor hoop en bid ons as ons sing of dan ook bid, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Nou die gedeelte wat ons in Johannes gelees het, help ons daar. Johannes vertel vir ons van Jesus so menswording, of dan nou sy geboorte, op 'n baie besondere manier. Anders as Matteus en Lukas, lees ons in Johannes se vertelling van die geboorte van Jesus, nie van die skaapwagters, of die sterre of die engele, of die sterrekykers in 'n krib nie. Johannes laat val die klem op die betekenis van Jesus se geboorte. Jesus se geboorte, sê Johannes, beteken vir ons 'n paar goed. En hy sê dit beteken, daar het vir ons lewe gekom. Dit beteken, die lig het gekom om ons te verlig. Dit beteken, dat die wat hom aangeneem het, as ons Vader, as ons Here, die voorreg het, om kinders van God genoem te word. Die geboorte van Jesus, sê Johannes, is nie 'n mooi storie vol pragtige karakters, so skaapwagters, engele en sterrekykers nie. Volgens Johannes beteken die geboorte van Jesus dat God 'n mens geword het, vir mense. Dat die ewige God so menslik naby ons gekom het, dat dit is asof hy sy tent langs my kom opslaan het, langs my tent kom opslaan het en saam met my kom kamp. En dit gedoen omdat ons verlossing nodig het. Nou in moderne taal gaan ek probeer ietsie daarvan sê. In moderne taal sê Johannes van Jesus se geboorte so ietsie. As ons grootste behoefte inligting was, dan sou God vir ons 'n geleerde of 'n opvoedkundige gestuur. As ons grootste behoefte tegnologie was, sou God vir ons 'n wetenskaplike gestuur. As ons grootste behoefte geld was, sou God vir ons 'n ekonoom gestuur. Maar aangesien
ons grootste behoefte verlossing en vergifnis is, het God vir ons 'n verlosser gestuur. 'n Verlosser wat lig in duisternis is, wat lewe gee, wat verlossing gee, wat vergifnis gee, wat ons deur sy liefde kinders van God maak. Wat ons elkeen liefhet asof daar net een mens in die hele wêreld is. Nou hoe familie vier ons dan op grond van wat Johannes sê, 'n Suid-Afrikaanse Kersfees. 'n Suid-Afrikaanse Kersfees begin waar ons hoor dat Johannes sê dat God soos ons geword het, sodat ons soos hy kan word, soos hy kan word. Sodat ons soos hy aan ander kan lewe gee. Sodat ons soos hy ander kan vergewe. Verander die lig in die donkerte kan wees. Sodat ons soos God ander kan lief hê, asof daar net een mens in hierdie wêreld is om lief te hê. Nou as ons dit gaan doen, familie, as ons dit aan mekaar gaan gee, begin gee, wat God aan ons gegee het, in ons eie omstandighede, volgens ons eie behoeftes, dan vier ons 'n Suid-Afrikaanse Kersfees. Los van die wit sneeu en die rooi bessies van die noorde. Los van die sprokies wêreld wat Kersfees vir so baie van ons geword het. In ons eie wêreld, in ons eie huise, in ons eie kerke, in ons eie gemeenskap. Daar moet ons word verander wat God vir ons in Christus geword het. Daar moet ons mekaar lief hê soos wat God ons lief het. Dan is ons 'n lig wat in die duisternis inskyn en in die donkerte inskyn. Soos 'n ster wat mense na God toe lei. Nou, ek sluit af. Kersfees wil nie vir ons 'n soetsappige storie vertel dat God na ons toe gekom het. Kersfees wil vir ons sê, Jesus is God se kommunikasie met ons. Dis 'n vreemde kommunikasie op 'n onverwagte plek en op onverwagte maniere, want Jesus as koning van die Jode word nie in Herodes se paleis gebore nie, maar in 'n skaapkraal. Hy kom nie in die vorm van 'n slim skrifgeleerde nie, maar hy kom in die vorm van 'n babietjie. Hy word nie in Jerusalem, die heilige stad, gebore nie. Hy word in Bethlehem gebore. Hy kom op 'n manier en op plekke waar ons hom nie verwag het. Ons hom nooit sal verwag. En so, familie, is die boodskap van Kersfees vanaand. So moet ons ook weet. Ook ons moet as God se lig in hierdie wêreld, as die wat lewe gee, as die wat vergewe, as die wat vrede soek, as die wat liefhet, dit op maniere en op plekke doen waar ander mense dit eenvoudig net nie verwag. Definitief hier in ons geloofsgemeenskap in die kerk vanaand, maar ook daar waar net 'n bantammoedertjie die getuie sal wees. Oral, altyd. Dan vier ons 'n somerkersfees. Dan het Kersfees, daar waar ons woon, werk en leef, uiteindelik tuis gekom. Amen. Here Jesus, almagtige Vader, liewe Here, dankie Here, dat U lig so helder skyn dat ons kan deel hê daarin. Dat U liefde so groot is dat ons elkeen dit kan voel, uniek, spesifiek tot ons Here. Dankie Here, dat U dit vir ons gedoen het, dat U U Seun vir ons gestuur het, dat U ons verlos het van die sleg, van die donker wat in ons is.
Hou aan, Here, om hierdie pad saam met ons te stap vorentoe. Hou aan, Here, om ons lief te hê. En waar ons ook nou gaan Kersfees vier saam met ons geliefdes, Here, lei ons by U. Wees daar saam met ons om die tafel. Wees daar by ons, Here, daar waar ons gaan saam eet, saam wees en die geboorte herdenk. Mag ons Kersfees inheems maak, want U is hier by ons. Mag ons Kersfees hierdie jaar werklik 'n somerkersfees wees. Here, U is goed en ons loof en ons prys U magtige naam. Dank U, Here, vir die reën wat hierdie week in ons gemeenskap geval. Want Here, U weet hoe ons dit nodig het. U weet hoe die gemeenskappe rondom ons wat dit ook gedoen het nodig het. Ons prys U, Here, vir die genade wat uit die hemel uitgeval het. Want U ons weer nog 'n dag gebring. U is goed, Here. Ons loof U. Amen. Heilige nacht, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind. Bly die lucht, juich die